Ons is in Spreuke hoofstuk 8, ons gaan kyk na verse 22 tot vers 31. Spreuke 8 vers 22 tot 31 en dit lees dan so: Die Here het my berei as eersteling van sy weg, voor sy werke van ouds af. Van ewigheid af is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd van die aarde af. Toe daar nog geen wêreldvloede was nie, is ek gebore. Toe fonteine swaar van water nog nie daar was nie. Voordat die berge ingesink het, voor die heuwels is ek gebore. Toe hy die aarde en die velde en al die stoffies van die wêreld nog nie gemaak het nie. Toe hy die hemele berei het, was ek daar. Toe hy 'n kring afgetrek het op die oppervlakte van die wêreldvloed. Toe hy die wolke daarbo bevestig het. Toe die bronne van die wêreldvloed sterk geword het. Toe hy vir die see sy grens gestel het, dat die water sy bevel nie sou oortree nie. Toe hy die fondamente van die aarde vasgelê het. Toe was ek 'n kunstenaar naas hom. En ek was dag vir dag vol verlustiging en het gespeel voor sy aangesig altyd. En het gespeel op sy wêreld rond. En my verlustigings was met die mense kinders. Net so ver in die teks vandag. Kom ons buig weer die hoofde. Here, ons dankie vir die waarheid van die woord. Ons dankie vir die wysheid wat U ons daarin bied. En dat ons kan vertrou op daardie wysheid, kan vertrou op die woord, kan vertrou dat dit is onfeilbaar en foutloos en genoegsaam. Dat ons kan vertrou, Here, dat dit is U woord en dat geen ander wysheid daarmee kan vergelyk nie. Want Here, wie kan vergelyk met U? Wie is U naasbestaande? Wie het vir U raad gegee? Nee, Here, U is die allerwyse een. U heers en U regeer in wysheid. En so deel U ook U wysheid met ons. Gaan dit ons, die sondaars wat ons is, maar net om U wysheid aan te neem. Dit te vertrou, daarin te glo. Te besef dat niks anders daarmee vergelyk nie. Lei ons in dit, o Here. Nie om ons naam ontwil nie, maar Here, sodat U naam verheerlik sal word. Tot in aller ewigheid. Ons vra dit nie omdat ons het verdien nie, maar Here, omdat die genade so groot is. In Jesus se naam alleen. Amen. Nou, ons het laasweek gekyk na verse 17 tot verse 21 van Spreuke hoofstuk 8, waar daar vir ons gesê was, dat die een wat wysheid lief het, of altens die Here self lief het, en sy woord lief het, en sy gebooie lief het, want soos Moses gesê het, God se gebooie is ons wysheid. Die een wat hierdie wysheid lief het, sal ook deur die wysheid self liefgehê word. En daardie liefde word gemanifesteer in die feit, soos vers 21 ons leer, dat daar vir ons 'n erfporsie is. 'n Erfporsie, soos vers 19 vir ons gesê het, wat beter is as goud, en beter is as silwer, en ja, selfs beter is as fyn goud, sê die skrif vir ons. Die afvallige evangelie van kerke wat die gesondheidsrykdom en voorspoed evangelie verkondig, hulle soek goud en silwer. Dit is wat hulle soek. En in baie gevalle kry hulle ook dit. Maar dis al wat hulle kry. Die ware gelowige soek 'n erfporsie. En daardie erfporsie word gevind in die volheid van die nuwe verbond. Daardie erfporsie sluit in die vergifnis van sondes, die toegerekende geregtigheid van Christus, sodat ons die hemele kan beerwe. God se wet wat op ons harte geskryf word, die Heilige Gees wat in ons woon, die Heilige Gees wat ons in alle waarheid lei, dat ons die Here kan ken. Daardie erfporsie beteken ons aanneming as seuns en dogters van die lewende God. Die feit dat ons sal volhard in die geloof en dat niemand ons uit die hand van die Here sal kan ruk nie. Dit beteken die ewige lewe. Dit sluit alle nasies in. Dit is ons insluiting in God se koninkryk. En dat sy koninkryk gaan groei tot aan die eindes van die aarde. Alle nasies. En die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En daardie erfporsie is geseël deur die bloed van Christus. En nie net vir ons nie, maar ook vir ons kinders en hulle kinders en hulle kinders. Nes ons dit ook gesien het, realiseer deur en in ons eie voorouers,
wat ons vooraf gegaan het in die geloof. Of soos daar vir ons beloof word onder die nuwe verbond in Jesaja 54 vers 13 wat sê, en al jou kinders sal deur die Here geleer wees, en die vrede van jou kinders sal groot wees. En dit is die erfenis van die wat die wysheid van God liefhet. Dit is ons erfporsie, as ons God se wysheid liefhet. En laat ons nie onder die indruk wees dat wêreldse wysheid ons enige van hierdie dinge kan beloof nie. Dit kan nie. Laat ons nie onder die indruk wees dat wêreldse wysheid enige erfporsie vir ons het nie. Lewe volgens wêreldse wysheid en maak staat op wêreldse wysheid en maak jou kinders groot volgens wêreldse wysheid en die enigste erfporsie wat jy gaan kry is die dood. Dit is die enigste erfporsie wat wêreldse wysheid het om ons te bied. Maar soos ons gesien het, waar verse 12 tot 21 gehandel het oor hoe die wysheid van toepassing is op die mensdom, binne geskiedenis, of althans soos ons onsself in hierdie wêreld bevind, so handel die volgende 10 verse, of althans verse 22 tot 31, waarna ons dan vandag kyk weer, oor wysheid se voortreffelikheid en wysheid se natuur en wysheid se oorsprong buite of voor menslike geskiedenis dan. Waar vers 22 onder andere dan sê, die Here het my berei as eersteling van sy weg voor sy werke van ouds af. Nou een van die grootste debatte in die vroeë eeue van die kerk, indien dit nie die grootste debat was in die eerste eeue van die kerk nie, staan bekend as die Ariaanse kontroversie. En die Ariaanse kontroversie het ontstaan aangesien 'n man met die naam van Arius, wat gelewe het van 250 na Christus tot 336 na Christus, die lering bevorder het, dat Jesus 'n geskape wese is. Hy het geargumenteer dat Jesus is geskep. Met ander woorde, hy het geargumenteer dat Jesus het 'n begin gehad, en dat hy nie een substansieel met die Vader is nie, en dat hy ook nie mede-ewig is met die Vader nie. En so het hy ook die leer van die drie-eenigheid verwerp en dit in bedwang gebring. En een van die skrifte wat Arius gebruik het as verdediging van sy standpunt, dat Jesus 'n geskape wese is, en nie van ewigheid af bestaan nie, was Spreuke 8 vers 22. Want eerstens, 'n mens kan nie die wysheid, soos dit hier beskryf word, van Christus self skei nie. Wysheid en Christus loop hand aan hand en word in baie maniere dieselfde manier beskryf. En daarmee stem ons saam. Jy kan dit nie skei nie. Wysheid en Christus kan jy nie van mekaar skei, soos die wysheid beskryf word nie. Maar hy het verder gegaan om te sê dat wysheid was geskep. Of althans wysheid het 'n begin, en aangesien wysheid 'n begin het, het hy geargumenteer, daarom moet Jesus ook 'n begin hê. Want wysheid het 'n begin. En jy kan die wysheid van Jesus skei nie. En hy het gesê dat wysheid, en daarom ook dat Jesus 'n begin het, want terwyl ons vertaling sê, die Here het my berei as eersteling van sy weg voor sy werke van ouds af, sal baie ander vertalings hierdie selfde vers weer vertaal deur om te sê, die Here het my geskape as eersteling van sy weg voor sy werke van ouds af. En die argument was dus dat aangesien wysheid en Christus nie van mekaar geskei kan word nie, daarom moet Jesus ook 'n geskape wese wees, want die argument loop dat wysheid is geskape. Nou eerstens kan 'n mens die feit noem dat die Hebreëse woord wat in ons vertaling vertaal word as berei, of in ander vertalings vertaal word as geskape, nie dieselfde woord is in die Hebreëus wat gebruik word by die skepping nie. Waar ons onder andere lees in Genesis 1 vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Dit is nie dieselfde woord nie, as ons woord wat as berei vertaal word nie. So die woord geskape in Genesis in Hebreëus is die woord bara. Terwyl die Hebreëse woord vir berei in ons teks vandag weer die Hebreëse woord kana is, wat ook op verskillende maniere vertaal kan word, afhangend van die konteks waarbinne hierdie woord dan nou voorkom.
Maar die punt is, die woord wat gebruik word vir die skepping in Genesis is nie dieselfde woord as wat gebruik word in ons vers nie, vir wysheid nie. Maar behalwe dit, ons teksgedeelte maak het duidelik dat die wysheid die skepping vooraf gegaan het. En dat wysheid nie deel van die skepping was nie. Vers 23 sê, van ewigheid af is ek geformeer. Vers 24, toe daar nog geen wêreldvloede was nie, is ek gebore. Vers 27, toe hy die hemele berei het, was ek daar. Vers 29 en 30, toe hy die fondamente van die aarde vasgelê het, toe was ek 'n kunstenaar naas hom. En aangesien wysheid die skepping vooraf gegaan het, moet dit ook van ewigheid tot ewigheid bestaan. Want dit het die skepping vooraf gegaan. So dit kan nie anders as om van ewigheid tot ewigheid te strek nie. As deel van God se eienskappe nie. Want tyd self, of althans die konsep van tyd, het eers by die skepping ontstaan. Tyd is iets wat God geskaap het. En daarom sê Genesis 1 vers 1 ook vir ons, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. In die begin van wat? In die begin van tyd het God die hemel en die aarde geskape. Tyd is geskape ding. Tyd is 'n konsep wat deur God geskape is en daarom is God ook soewerein oor alles in die verlede, alles in die teenwoordige en alles in die toekomstige, want hy is buite tyd. God kan heers oor tyd, want hy is buite tyd. Hy gaan tyd vooraf. Hy het tyd geskape. Daarom kan hy na die verlede, die teenwoordige, die toekomstige kyk op dieselfde tyd, want hy is buite tyd, want tyd is deel van die skepping. Hy oorheers tyd, hy heers oor tyd. Arius het die argument gemaak dat aangesien wysheid volgens sy interpretasie van ons teks geskape is, daarom moet Christus ook geskape wees. Maar wysheid is nie geskape nie, want dit oorskry tyd en het bestaan nog voor die konsep van tyd eers bestaan het. Nou in die voorsienigheid van die Here het die Here wel die Ariaanse kontroversie gebruik om die lering met betrekking tot die drie-eenigheid vas te stel. En so was daar 'n ekumeniese raad geroep waarby gelowiges van reg oor die wêreld betrokke was, waar onder andere 'n man met die naam van Athanasius teen Arius opgestaan het en uiteindelik was Arius deur die wêreldse kerk, as jy wil, as 'n ketter verklaar. Hierdie raad wat geroep was in 325 na Christus, staan bekend as die eerste ekumeniese raad van die kerk. Buite nou die raad van Jerusalem waarvan ons lees in Handelinge hoofstuk 15 en staan ook bekend as die raad van Nicea, een van die belangrikste en bekendste rade deur al die eeue van die kerk. En dit was ook by hierdie raad wat die Ariaanse kontroversie moes hanteer, waar die bekende geloofsbelijdenis van Nicea ook vandaan kom. Wat tot vandag toe nog algemeen in kerke aangehaal word, wat onder andere sê, ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. En so die Ariaanse kontroversie deur God se voorsienigheid gelei dat die kerk deur al die eeue 'n standpunt ingeneem het met betrekking tot die drie-eenigheid. En dit staan tot vandag toe nog. En die wat teen dit gaan, wel, hulle is ketters. Hulle is afvallig. Maar die implikasie van dit alles is dat wysheid nie 'n begin het nie. Wysheid strek van ewigheid tot ewigheid. Want God, die drie-eenigheid, strek van ewigheid tot ewigheid. En dit is die voortreffelikheid van goddelike wysheid, naamlik dit is letterlik een van God se eienskappe. Wysheid strek van ewigheid tot ewigheid, want dit is een van God se eienskappe.
En as een van God se eienskappe nie bestaan van ewigheid tot ewigheid nie, dan bestaan God ook nie van ewigheid tot ewigheid nie. Die Here se almag, dit is een van sy eienskappe. Die Here se almag bestaan van ewigheid tot ewigheid. Want jy kan nie sy almag van hom afskei of wegneem, want dan is hy nie meer God nie. As jy God se almag van hom af wegneem, dan is hy nie meer God nie. Dieselfde geld vir sy alomteenwoordigheid, sy alwetendheid, sy selfgenoegsaamheid, sy onveranderlikheid, sy ewigheid, sy heiligheid. Dis alles eienskappe van God. Jy kan dit nie van hom afskei nie, want dan hou hy op om God te wees. Dit alles is eienskappe van die Here wat aan hom behoort van ewigheid tot ewigheid, want as daar 'n enkele oomblik in tyd is, wat een van hierdie dinge nie aan hom behoort nie, dan is hy ook nie meer God nie. En dieselfde geld vir sy wysheid. As die wysheid van die Here geskape moes wees, of 'n ontstaan moes hê, dan moet daar ook 'n tyd wees wat God nie God was nie. Maar dit is onmoontlik, want die Here kan nie verander nie. Want onveranderlikheid is een van sy eienskappe. En as wysheid geskape is, hoe kan wysheid werklik wysheid wees as wysheid nie in wysheid geskape is nie? Wysheid kan nie wysheid wees as dit in dwaasheid geskape is nie. Waarin is dit geskape? Deur wat se intellek is dit geskape as dit geskape is? As wysheid geskape is, hoe kan wysheid werklik wysheid wees as dit nie deur goddelike wysheid geskape is nie? Nee, dit is een van God se eienskappe. Dit bestaan van ewigheid tot ewigheid. Nou, hoekom is hierdie noodsaaklik om te verstaan? Want eerstens, en dit is die belangrikste, ons moet weet wie die Here is. Ons moet weet wie God is. Hy is allerwys. En daar was nooit 'n tyd wat sy wysheid nie bestaan het nie, want dit strek van ewigheid tot ewigheid. En dit oorskry tyd, want God self oorskry tyd en heers oor tyd. Dit is belangrik om dit te weet, want ons moet weet wie die Here is. Maar dit is ook belangrik om te verstaan, want as ons nie besef dat wysheid een van God se ewige eienskappe is nie, en deel van sy wese is nie, gaan ons ook nie die voortreffelikheid daarvan begryp nie. Menslike wysheid en die wysheid wat die wêreld ons bied, vergelyk nie met die wysheid van God nie, soos die woord dit vir ons definieer nie. Menslike wysheid en die wysheid van die wêreld vergelyk nie met die wysheid van God nie, want menslike wysheid het 'n begin. Dit het ontstaan. Met ander woorde, dit is gebonde aan tyd. Dit is onderdanig aan tyd. En dit is iets wat God se wysheid weer nie is nie. God se wysheid is nie gebonde of onderhewig of onderdanig aan tyd nie. Menslike wysheid is. Menslike wysheid kan verander en inteendeel dit verander gereeld. Maar God se wysheid kan nie verander nie. Menslike en wêreldse wysheid kom voort vanaf 'n gebroke en 'n sondige en ellendige wêreld. Dis van waaruit menslike wysheid gebore word, is vanaf die val af en vanaf afvalligheid af. Maar God se wysheid kom voort vanaf volmaaktheid en vanaf heiligheid. Menslike wysheid is beperk, maar God se wysheid is onbeperk en is ewig. En menslike en wêreldse wysheid is gebonde aan die skepping en onderdanig en onderhewig aan die skepping self. Want menslike wysheid maak staat op dit wat ons kan sien, dit wat ons kan proe, dit wat ons kan ervaar, dit wat ons kan voel, en wat ons kan bepaal met ons geskape verstand, wat ook maar 'n deel is van die skepping. Maar God se wysheid is nie gebonde aan die skepping nie. Dit maak nie staat op die skepping nie, of is onderhewig daaraan nie. En dit oorskry alles wat gesien en beproef en ervaar
kan word. Of soos verse 23 tot 29 vir ons sê, van ewigheid af is ek geformeer, van die begin af van die voortyd van die aarde af, toe daar nog geen wêreldvloede was nie, is ek gebore, toe fonteine swaar van water nog nie daar was nie, voordat die berge ingesink het, voor die heuwels is ek gebore, toe hy die aarde en die velde en al die stoffies van die wêreld nog nie eens gemaak het nie. Toe hy die hemele berei het, was ek daar, toe hy 'n kring afgetrek het op die oppervlakte van die wêreldvloed, toe hy die wolke daarbo bevestig het, toe die bronne van die wêreldvloed sterk geword het, toe hy vir die see sy grens gestel het, dat die water sy bevel nie sou oortree nie, toe hy die fondamente van die aarde vasgelê het, toe was ek 'n kunstenaar naas hom. En as ons nie die voortreffelikheid van God se wysheid begryp, en besef dat menslike en wêreldse wysheid ewig ver kort val, van God se wysheid nie, gaan ons altyd wêreldse wysheid oorweeg. As ons nie hierdie eienskap van God begryp nie, en wat sy wysheid behels nie, en die voortreffelikheid van sy wysheid begryp nie, gaan ons altyd wêreldse wysheid oorweeg. Terwyl dit nie vergelyk kan word met die wysheid van die Here nie. Ons oorweeg wêreldse wysheid, wanneer ons wêreldse wysheid hoor, want ons begryp nie hoe ver dit kortval van God se wysheid nie. Dit is hoekom ons dit nog oorweeg. Dit is hoekom ons nog enigsins wêreldse wysheid oorweeg, want ons begryp nie hoe ver dit kortval nie. Dit is so goed, jy oorweeg dit om 'n skinkbord vol grond te eet, terwyl daar vir jou 'n feesmaal voorberei word. Waarom oorweeg ons dit nog? Waarom oorweeg ons nog dit, wat nie eers oorweeg moet word nie? So ver val dit kort nie. Want ons begryp nie dat die feesmaal werklik 'n feesmaal is nie. Wêreldse wysheid is beperk, God se wysheid is ewig en onbeperk. Wêreldse wysheid is feilbaar, God se wysheid is onfeilbaar. Wêreldse wysheid is vol foute en daarom verander dit konstant. God se wysheid is foutloos en sy wysheid verander nooit. Wêreldse wysheid is beperk tot tyd en beperk tot die skepping in terme van alles wat jy kan sien en voel en toets en ervaar. Maar God se wysheid oorskry tyd en dit oorskry die skepping en bewoon die ewigheid. Hoe is dit dan nog dat ons wêreldse wysheid opweeg teenoor dit wat God se woord ons leer? Terwyl daar geen vergelyking is nie. Hoe oorweeg ons dit eers nog? Romeine 11 vers 33 en 34, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë, want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? Maar tog sal mense hierdie rykdom en wysheid en kennis, wat ondeurgrondelik en onnaspeurlik is, in 'n oogwink verruil vir wêreldse wysheid. Hoekom? Want ons begryp en ons glo nie in die voortreffelikheid van God se wysheid nie. Van sy woord nie. Wanneer dwaal kerke en wanneer dwaal gelowiges, wanneer hulle God se wysheid begin bevraagteken en dit ruil vir menslike wysheid. Dis wat hulle doen. 'n eenvoudige voorbeeld. Hier is God se woord, ons sing God se woord. Nee, dankie, ons soek dit nie. Ons kan beter liedjies as die 150 liedjies sing wat God vir ons gegee het. Ons soek nie sy wysheid meer nie. Mense verwerp dit. God se wysheid is eintlik 'n bietjie vreemd. Ons wil dit nie sing. Dis wanneer kerke begin dwaal, wanneer hulle God se wysheid begin verwerp en menslike wysheid begin aanneem
in die plek daarvan. Efesiërs 1 vers 3 tot 10 sê vir ons, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. En hier val die helfte van die kerk al klaar, of kerk al klaar van die boot af, want hulle verwerp die uitverkiesing. Maar soos ek in ons Bybelstudies gereeld noem, die mees eenvoudige interpretasie van die skrif is gewoonlik die regte interpretasie van die skrif. En wanneer die skrif sê, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, dan beteken dit waarskynlik, dat hy ons uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. Dis hoe eenvoudig dit is. Om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Die eenvoudige interpretasie is gewoonlik die regte een. Maar vers 5 gaan aan en sê, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil. Met ander woorde, nie ons wil nie, maar volgens God se wil, soos dit hom behaag het, om te doen. Vers 6 gaan aan, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle wysheid en verstand. Wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle wysheid en verstand. Ons uitverkiesing wat plaasgevind het voor die grondlegging van die wêreld, het geskied in alle wysheid en verstand. Want wysheid en verstand het bestaan nog voor die grondlegging van die wêreld. In vers 9 en 10 gaan hy aan deur om te sê, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae wat hy in homself voorgenem het, om die volheid van die tye te reël met die doel. Met die doel. Die doel van dit alles wat ons net gesê het, met die doel om alle dinge wat in die hemele, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Met die doel om alle dinge wat in die hemele, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Wat is die doel van ons uitverkiesing in Christus voor die grondlegging van die wêreld? En nie net enige uitverkiesing nie, 'n uitverkiesing wat in alle wysheid en verstand plaasgevind het. Wat is die doel daarvan? Van hierdie allerwyse besluit van die Here, in die genade van Jesus Christus? Wat is die doel van hierdie uitverkiesing? Om alle dinge wat in die hemel is, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Hemele en aarde. Hoe kan die Here dit doen? Hoe kry hy dit reg? Die hemele en die aarde? Hoe kan hy alles in die hemel en op die aarde onder een hoof, naamlik Christus, verenig? Hoe kan hy dit doen? Want soos ons donderdag gesê het, hy heers met 'n eysterscepter. Dis hoe hy dit kan doen. Hy heers met 'n eysterscepter. Christus se heerskappy en ons uitverkiesing voor die grondlegging van die wêreld, wat gedoen is met die doel om ons te verenig onder sy heerskappy, was alles so bepaal deur die absolute wysheid en die absolute verstand van die Here. Maar as ons nie die voortreffelikheid van God se wysheid hierin begryp nie, gaan ons altyd die wysheid van die Here prysgee vir die wysheid van die wêreld. As ons nie die wysheid en die verstand van hierdie besluit van die Here volgens sy wil begryp nie,
as ons nie die wysheid van hierdie plan begryp nie, as ons nie die wysheid van hierdie doel begryp nie, gaan ons dit altyd verruil vir die wysheid van die wêreld. Om voorbeelde te gee, mense se houding neig om te wees, laat ek eerder kyk na hoe my vriende of my familie hulle kinders grootmaak. Of my ouers het dit op hierdie manier gedoen. My ouers het dit op hierdie manier gedoen en ek het okay uitgedraai, so ek gaan dit presies dieselfde manier doen. Of hier is wat my finansiële adviseur sê, of hier is wat die regering sê, ek mag maar die Sabbat breek, want die ANC sê ek mag. Hulle het gesê ek mag maar, so dan gaan ek. Want die ANC het vir my gesê ek mag. Die Here sê, hier is 'n verbond, wat ek met jou maak. En nie net met jou nie, dit is ook vir jou kinders. En wat doen gelowiges dan? Hulle sê dankie, maar nee dankie. Ons sal eerder ons kinders grootmaak volgens die wysheid van die wêreld, want ons wil net nie vreemd wees nie. Die Here in alle wysheid en verstand verkies ons uit voor die grondlegging van die wêreld, met die doel om die aarde en die hemele onder een hoof te verenig, naamlik onder Jesus Christus, en gelowiges se houding is sterkte met daardie plan, wat in alle wysheid bepaal is, in alle verstand bepaal is, maar, nou dat ons weet ons is uitverkies, sal ons eerder ons eie wysheid volg, want ons weet beter, en ons wil net nie vreemd wees nie. As jy nie vreemd wil wees nie, en as jy wil inpas, en as jy cool wil wees, en jouself wil omring met mense by wie jy kan spog, en as jy net nie vreemde kinders soek wat nie inpas nie, wel dan is jy op die verkeerde plek. Dan is dit ook beter om na Lighthouse of Shofar of Kruik toe te gaan, want daar kan ons 'n geloof hê, en ons kan cool wees op dieselfde tyd. Daar kan jy wêreldse wysheid volg, en nog steeds sê jy is 'n gelowige. Nee, die ware gelowige besef die voortreffelikheid van God se wysheid. En het 'n saak met wêreldse wysheid. Selfs al kom wêreldse wysheid met eer en met aansien en met aanvaarding, en selfs al kan ons wêreldse wysheid ook vermom in die geloof, wat meeste mense doen. Maar die ware gelowige ruil nie God se wysheid in, ooit, vir wêreldse wysheid nie. Want die ware gelowige besef dat sy uitverkiesing plaasgevind het in alle wysheid en verstand. En dat daardie allerwyse uitverkiesing en genade se doel is om alle dinge wat in die hemel is, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Dis die doel van daardie wyse besluit van jou uitverkiesing. En dit gaan nie gebeur, of althans ons gaan nie deel wees van daardie plan, as ons God se wysheid verruil vir wêreldse wysheid nie. As ons wêreldse wysheid volg nie. Die grootste manifestasie van God se wysheid word gevind in Jesus Christus. En dat ons genadiglik, maar ook in wysheid, in hom uitverkies is met die doel om alle dinge wat in die hemel is, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. En soveel as wat ons wêreldse wysheid volg, tot die graad wat ons wêreldse wysheid volg, en goddelike wysheid verwerp, ywer ons nie vir God se koninkryk nie, maar teen sy koninkryk. Ywer ons nie saam met die doel van daardie wyse besluit nie, ons ywer teen dit. Maar mag dit nie gevind word? Mag dit nie gevind word dat ons bereid is om God se genade te aanvaar in sy uitverkiesing, maar dat ons die doel van daardie genade verwerp deur om wêreldse wysheid te volg nie. Ek sê weer,
mag dit nie gevind word dat ons bereid is en gretig is om God se genade te aanvaar in die uitverkiesing nie. Mag dit nie wees dat ons bereid is om sy genade te ontvang nie, maar dat ons die doel van daardie genade verwerp, deur om wêreldse wyse te volg nie. Die doel natuurlik om die hemel en die aarde onder een hoof te verenig. Die allerwyse plan van ons allerwyse uitverkiesing. Dat ons nie die uitverkiesing aanvaar, maar die doel van daardie uitverkiesing verwerp, deur om wêreldse wyse te volg nie. Want as dit die geval is, beteken dit waarskynlik dat jy in elk geval nie na die feesmaal genooi is nie. Want jy verkies eerder om grond te eet. Of soos die woord het stel in Spreuke 26 vers 11, soos 'n hond wat na sy uitbraak sal teruggaan, is 'n dwaas wat sy sotheid weer ophaal. Maar om af te sluit, laat ons nie Christus se offer en sy genade en sy liefde, wat in aller wysheid bepaal was vir onagsaam, deur om daardie genade met oop arms te wil ontvang, want dan keer ons terug soos 'n hond na sy eie uitbraaksel nie. Deur om die dwaasheid van hierdie wêreld te kies nie. Christus is ons genadig. Hy is ons uiters baie genadig. En dat hy ons red in 'n uitverkiesing wat in alle wysheid en verstand bepaal was. Dis hoe genadig hy ons is. Hy gun ons dit om die ewige lewe te beerwe. En hy koop ons vry van 'n ewigheid in die hel. Die minste wat ons kan doen, is om nie terug te keer na wêreldse wysheid toe nie. Is dit nie maar die minste wat ons kan doen nie? Ons sal u allerwyse uitverkiesing aanvaar. Hoekom sal ons dan terugkeer na wêreldse wysheid? As ons nie gered is deur wêreldse wysheid nie. Ons is gered deur 'n allerwyse uitverkiesing, met 'n baie allerwyse en spesifieke doel. Jy moet dwaas wees soos 'n hond wat terugkeer na sy eie uitbraaksel, om dan terug te keer na wêreldse wysheid, as wêreldse wysheid nie die wysheid is wat jou gered het nie. Wat jou uitverkies het nie. As wêreldse wysheid nie vir jou 'n doel kan gee nie. Mag die Here ons genadig wees om die heerlikheid en voortreffelikheid van sy wysheid te begryp, sodat ons dit nie wil prys gee vir die dwaasheid van hierdie wêreld nie. Want moenie 'n fout maak nie. Die wysheid van hierdie wêreld is nie wysheid nie, dit is dwaasheid. Alle lof en eer en glorie kom in naam, oor alle name toe, die naam Jesus Christus, wat ons hierdie genade bewys het. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die genade teenoor ons, Here, want ons is nietig. Ons is stof en as, ons is sondaars, Here, ons is eintlik maar in baie gevalle net gemors. Tog, Here, was U ons genadig om ons in U wysheid, U allerwysheid, U allerkennis, Here, uit te verkies voor die grondlegging van die wêreld. Here, mag ons nie daardie uitverkiesing verontagsaam deur om terug te keer na die wysheid van hierdie wêreld nie. O Here, laat ons besef dat hierdie wêreld het niks om ons te bied nie. Goud en silwer beteken niks nie, Here. Aan U behoort al die goud en silwer in elk geval. Aansien en status beteken niks voor U nie, Here. Soos U sê, die wat eerste is sal laaste wees, die wat laaste is sal eerste wees. Maar Here, mag ons ywer vir die koninkryk, mag ons U allerwyse uitverkiesing uitleef, Here, volgens die doel daarvan. Mag die koninkryk bevorder word, Here, dat alle dinge in die hemel en op die aarde onder U verenig sal word.
deur ons gehoorsaamheid, Here. Mag ons gehoorsaamheid tot die woord, ons gehoorsaamheid tot die wysheid, Here, daartoe bydra en nie teen dit stry nie. En mag dit nie wees dat ons die genade ontvang in die uitverkiesing, maar u plan verwerp nie. Here, ons is nietig en ons vra om hulp. Mag die Gees in ons harte werk. Mag die Gees maak dat ons in wysheid optree. En mag die Gees ons harte verander om die wysheid en die waarheid aan te neem en uit te leef. Ongeag wat mense dalk mag sê. Ongeag of ons vreemd mag wees. Want Here, ons gaan vreemd wees. Mense gaan aantuigings maak. Maar hoe dwaas is hulle nie as hulle dit doen nie. Mag U naam verheerlik word in en deur ons lewens, Here. Nie vir ons onthaal nie, Here, maar om U naam ontwil. Mag U naam verheerlik word tot in aller ewigheid. Die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen.